Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug by die Groot Ontbyt. Dit is tyd om te kyk na die grootste nuusstories van die dag. En Doreen Loucher van Algoa FM sluit by ons aan. Goeiemôre Doreen. Goeiemôre. Lekker om met jou te gesels. Ons begin vandag met Omotoso wat bly. Ja, die laaste keer wat ons gesels het, toe het ek vir julle vertel van die burgemeester van Oos-London wat gesê het Omotoso is nie welkom in haar stad nie, wel hy en sy volgelinge het dit natuurlik geïgnoreer en hy is toe in hegtenis geneem en die hof het nou beslis hy kan nog in Suid-Afrika bly, hangende die uitspraak van sy status in die land. Maar ek dink hier is 'n groter aspek hierso. En dit is die NVG wat weer wil appeleer. Hulle wil appeleer teen sy kwytskelding. En dit is 'n groot eier op die gesig vir die NVG en ek dink hulle wil dit regstel in die oë van die publiek en hulle het 'n spesiale span bymekaar gebring van aanklaers wat hierdie in diepte bekyk het en hoe hulle hierdie kwytskelding kan appeleer in die hoop om weer vir Omotoso agter tralies te kry. En dit was baie interessant om hierdie afgelope week se gebeure in Oos-London te sien. Die honderde mense wat buite die hof saamgedrom het, onder andere die EFF, die ANC en veral die EFF wat baie uitgesproke was oor Omotoso en die feit dat hy in die land is. En hulle het gesê, hoewel hy kwytgeskeld was, is hy 'n man of the cloth, soos hulle na hom verwys het. En die klagtes teen hom was baie ernstig en hulle het gesê met geweld teen vroue en kinders in hierdie land wil hulle nie vir Omotoso hier hê nie, al is hy net een man. Sjoe, so dink jy die NGV gaan daarin slaag? Sjoe, dit is baie moeilik. Ek dink nie die NVG was al in so 'n tipe situasie nie. En ek dink nie regter Irma Skuma het enigsins verkeerdelik uitspraak gelewer nie. Sy kon net 'n uitspraak lewer oor dit wat in die hof gebeur het en ongelukkig het die staat kon nie hulle saak bo enige twyfel bewys nie. Sjoe, dit gaan interessant wees om dit dop te hou. Dan terug na 2014 toe, ek onthou so goed, toe ek in my honeymoon in Mauritius was, toe het ons die storie dopgehou van MH17, die vliegtuig wat daai stadium verdwyn het, en Rusland kry nou die skuld vir neerstorting van hierdie vliegtuig. Vertel vir ons meer. Ja, vlug MH17, van die begin af het Oekraïne gesê dit was Rusland, dit was 'n terreuraanval. Ek meen 298 mense is dood in hierdie vlug en nou die VN se lugvaartagentskap het nou bevind dit was Rusland gewees wat verantwoordelik was hiervoor en hulle sê dis die eerste keer wat hulle tussen lidlande moes onderhandel om nou te besluit wat gaan nou hierna gebeur. Nou, hulle het reeds 2 mense skuldig bevind vir die betrokkenheid hiervan, 2 Russe, maar Rusland het geweier om die 2 mense uit te lewer. Nou, die meeste slagoffers van hierdie vlug was van Nederland en van Australië. En natuurlik wil die families van die slagoffers wil vergoed word vir hierdie geweldige pyn en lyding waardeur hulle moes gaan. Ek meen hierdie was in 2014 om so lank te moet wag om te hoor dit was Rusland en onder andere Putin wat wat gesê het ja, die missiel kan afgevuur word. Sjoe. Doreen, ons hoor so gereeld van lande wat in elk geval nie hulle self steur aan die Verenigde Nasies nie. Dit voel so half vir my, okay, dis wonderlik dat ons nou uiteindelik gehoor het, amptelik gehoor het, Rusland was, verantwoordelik vir hierdie. Maar die punt bly staan is, hoe gaan hulle Rusland dwing om eintlik verantwoordelikheid te neem dan maar? Wel, dit lyk my net dat lande en leiers deesdae doen net wat hulle wil en ons berig daaroor, maar daar kom niks daarvan nie. So dit gaan interessant wees om dit dop te hou, want Rusland, soos ons weet, Putin blyk om te doen net wat hy wil op hierdie stadium. Wel, hy's nie die enigste een nie, nê. Baie leiers in die hele wêreld lyk asof hulle nie verantwoordbaarheid vat vir wat hulle doen of wat hulle veroorsaak dalk nie, nê, willens of nie. So, ja, dit is eintlik kommerwekkend.
Maar dit is goed om te weet, daar is ten minste nou 'n verantwoordbare mens of 'n verantwoordbare staat daarvoor. En dan terug na ons eie bodem toe en skokkende werkloosheidssyfers wat uitgekom het en spesifiek jong mense en huiswerkers wat veral daaronder lê, nê? Ja, ek meen die statistieke het getoon dat huiswerkers, daardie bedryf is die enigste bedryf wat nog nie herstel het van COVID af nie. Nou voor COVID was daar 1 miljoen huiswerkers in diens in Suid-Afrika en dit is nou 850.000. So hulle het gewys dat vir die huishoudings wanneer geld bietjie begin knyp, is dit jou huiswerker wat die eerste, kan ek maar sê, 'n leksheid, want dit is 'n leksheid, om iemand te hê om te help in die huis, is dit die eerste persoon wat jy sal laat gaan en dan eerder die huiswerk self doen, want die families en die gesinne wat huiswerkers in diens neem, kon ook nog nie herstel weens die ekonomie nie. Baie mense wat hulle werk verloor, die werkloosheidssyfers lyk nie goed nie, dit is nou 32,9% dink ek, dis oor die 8 miljoen mense in die land wat nou sonder werk sit. Die Oos-Kaap, hier waar ons is, weer eens het ons werkloosheidssyfer gestyg na 39% en dis 'n donker prentjie. Waar gaan dit eindig? Ons kyk na brandstof, elektrisiteit, salarisse wat nie aanpas by al hierdie dinge nie. So, ek weet nie hoe dit gaan lyk in die volgende kwartaal nie. Ek wil net gou by, jy weet, so aan jy het gesê onder jong mense ook, en daar was 'n artikel in Marula Media wat gesê het, die syfers toon dat jong mense tussen 15 en 34 jaar se jeugwerkloosheidskoers het toegeneem van 44,6% tot 46,1%. Dit is werklik 'n kommerwekkend. Hulle sê ook, as jy kyk na die algehele werkloosheidssyfer, 237.000 mense het in die werk, of het minder werk as in die 4de kwartaal verlede jaar. En dit is nogals ongelooflik om te dink, want daai een persoon word nie net geaffekteer nie, daar word soms die hele gesin geaffekteer en iewers gaan ons moet begin praat oor hoe ons die ekonomie aan die gang gaan begin kry om werkskepping eerste te plaas sodat jy vir mense hulle waardigheid kan teruggee. En dit is ook, ons weet ook dis 'n hele siklus, verstaan, meer mense met werk, meer mense geld in land, meer mense spandeer, hoe meer begin die ekonomie aan die gang te kry. So hierdie syfers en as jy 'n jong persoon is en jy hoor die werkloosheidssyfer is tot en met 46%, dis ongelooflik kommerwekkend. Wat doen jy? Waar kry jy daai hoop? Ja. Ek dink ook net ons wil altyd die regering die skuld gee en die regering moet baas staan hiervoor, maar ek dink dit het tyd geword dat ons privaat besighede, munisipaliteite, klein besighede, ons moet maar self probeer om werk te skep. Ons gaan dit moet doen. Ons kan nie maar net wag en die regering blameer vir alles nie. Ons gaan nou sokkies moet optrek en ons gemeenskappe moet probeer help om werk te kry. Ons gaan moet. Ja, ons het nie 'n ander keuse nie, nê. Ook nou in die nuus het ons nou gehoor hoe amper 'n miljoen ontmoedigde werksoekers uitgesluit is by hierdie syfers, nê. So mense wat graag wil werk, wat nie daai werk kry nie. So ons sal moet, ek weet nie, skouer aan die wiel sit, die bil by die horings pak en doen wat ons kan, nê. Dan oor na 'n interessante ondersoek en dit is die dood van Marcus Jooste wat amper afgehandel is. Ja, dis al meer as 'n jaar wat Marcus Jooste sy eie lewe geneem het na bewering. En die polisie sê die ondersoek na sy dood is byna afgehandel en hoewel dit meer as 'n jaar is dit nie ongewoon vir so 'n ondersoek om so lank te vat nie. Mens dink, weet op televisie, op CSI word so iets binne 3 minute opgelos, maar dit is nie hoe dit is in die werklike lewe nie en die polisie woordvoerder Malcolm Poye het gesê dat die verslag en die nadoodse ondersoek kan nie bekend gemaak word aan die publiek nie. Dit sal binnekort oorhandig word om te sien vir 'n geregtelike ondersoek. Maar ja, baie mense bespiegel al van die nuusgebreke dat Marcus Jooste doodgevind is in Hermanus, maar dit is nie ongewoon vir so 'n ondersoek om meer as 'n jaar te neem nie. So ons weet nog niks nie. Ons nou maar wag vir die uitslae om te hoor wat die bevindinge is, nê. Ja, so ons moet maar wag. Ja, ongelukkig het ons nou nie 'n man in 'n diep stem en 'n donker bril wat vir ons net so een kyk kan gee en sê,
daai was nie selfwoord nie, wat ook al, ons sal maar moet wag vir die ondersoek se uitslae. Dan, Nampo sprei sy vlerke met meer as 200 vliegtuie wat daar aangeland het om deel te neem aan die bedrywighede. Ja, Nampo, daar by die klein dorpie Botawil in die Vrystaat. Ek het familie gehad in Viljoenskroon, so ek ken die area goed. Weet nie of een van julle al by Nampo was nie, die grootste landbouskou in die suidelike halfrond. Dis iets om te sien, iets om te beleef en daar is boere wat 10 kilometer van Botawil afbly en dan sommer invlieg. Want hulle wil nie in 'n traffic jam sit in Botawil nie, want dit is soos 80,000 mense wat vlok na Nampo toe elke jaar in Mei. En verlede jaar was daar 200 vliegtuie en ek dink 75 helikopters, so vanjaar verwag hulle dit weer. En dis sommer boere wat nou, soos ek sê, 10 kilometer ver woon, en dan het jy jou wynboere van die Weskaap, wat nou sommer vir die dag invlieg. Al te lekker. Dit is lekker, en ek hoor Ramaphosa het ook 'n draai kom maak daar gister. Dit was vir my nogals interessant, veral omdat die sogenaamde vlugtelinge die land verlaat het, was dit vir my baie interessant om te sien dat hy 'n besoek aan Nampo gelewer het. Ek dink nie hy was al van tevore daar nie, maar ek praat onder korreksie. Ek wonder of hy nou spesifiek Nampo toe gegaan het, om nou net seker te maak die mense hoor hom, as hy nou praat oor die vlugtelinge, en of hy regtig wou gaan kyk het wat die boere daar so doen, en ek wonder of hy met 'n helikopter of 'n vliegtuig, of in 'n taxi daar aangekom het. Ek wonder al daai selfde dinge. Dan die baie hartseer en slegte storie is die sogenaamde hospitaal van hel. En dit is die, wat is sy naam nou weer, die Livingston Hospitaal. Ja. Dis reg. Vir enige iemand van die Nelson Mandela Bay Metro wat vanoggend kyk sal weet, vir jare al, 20, 30 jaar, is die Livingston Hospitaal bekend daarvoor dat dinge nie goed gaan daar nie. Dis 'n staatshospitaal. Dinge het nou so sleg geraak dat pasiënte 'n brief ontvang het wat gesê het dat die chirurgie departement moet sluit. Daar is doodeenvoudig nie genoeg dokters om na mense te kyk nie. Julle kan sien die brief daar. Die brief het net gesê baie jammer, hulle kan nie die pasiënte versorg nie. En ons het met verskeie pasiënte gepraat wat vir ons gesê het dat daar net een narkotiseerder by die hospitaal is en dus nie operasies kan doen nie, want die narkotiseerder word heeltyd na noodgevalle toe uitgeroep. Dit het nou so erg geword dat mense lê met gebreekte bene, lê in die bed in hulle eie urine, word gesê hulle moet self hulle kamers skoonmaak, hulle self bad. En nou die ergste van alles vir my is dat die departement van gesondheid in die Oos-Kaap het gesê hierdie brief is fopnuus. Wanneer honderde pasiënte na ons toe uitgereik het om vir ons te vertel die absolute nagmerrie wat dit is om in die hospitaal te wees op die oomblik. Klinieke het ook nou toegemaak, mense ry van dorpies af, vat 'n taxi of 'n minibus, staan in rye vir ure net om te sê, jammer, ons kan jou nie help nie, kom maar môre terug. Kom môre terug, dan sal weer niemand om jou te help nie. En dit was net vir my ek het so kwaad geword toe die departement van gesondheid gesê dis fopnuus, want ons weet dis nie fopnuus nie. En dit is tyd vir ons as die publiek, as joernaliste, om regeringsdepartemente aan te vat. Hierdie dinge moet aangespreek word, nie toegesmeer word nie, want ons is nie dom nie. Ja. Jy kan nou in jou voertuig klim en na die hospitaal toe ry en met jou eie oë gaan sien wat tans daar in die gang is. Ja. Dorien, ek dink wat mense kwaad maak as mense hierdie tipe stories hoor, is ons hoor, al wat ons hoor van ons minister van gesondheid, gaan oor die nasionale gesondheidsversekering. Dis al waarop die aandag fokus. Terwyl daar hoeveel staatshospitale is, wat wanbestuur word, wat misbruik word, geld wat nie reg gespandeer word nie, en op die einde van die dag, pasiënte wat nie die sorg kry wat hulle verdien en toekom nie. Wat mense, soos jy sê, van dorpie na dorpie moet ry, wat nie die geld of die tyd het om van dorpie na dorpie te ry nie, wat net gehelp wil word, want hulle is niemand daar op 'n hospitaal om vir jou lekker is nie. Jy daar op 'n hospitaal omdat jy hulp nodig het. En hierdie basiese benodighede moet ons na kyk. So ek wil nou ophou hoor van die nasionale gesondheidsversekering en regtig hoor dat iemand praat oor hoe ons staatshospitale wat tans is beter kan laat funksioneer. Amen.
Ja, die departement het vir ons gesê daar is geld wat eenkant gesit word en dit sal kritiese poste vul. Ons moet dit altyd hoor. Waar is die geld? Soos jy sê, hulle is so gefokus op die nasionale gesondheids eenheid dat hulle vergeet van die staatshospitale wat letterlik besig is om uitmekaar uit te val. En een ding wat ek opgetel het van al die pasiënte met wie ons gepraat het en almal wat uitgepraat het op sosiale media is of jy nou daar is vir 'n gebreekte been of vir of jy wag vir 'n rugoperasie, is Panado die mees populairste pil wat jy daar kan kry. Want dis al wat hulle vir jou kan gee is 'n Panado pilletjie. Maak nie saak wat met jou verkeerd is nie. Joh, en as die departement dan so nie die verantwoordelikheid daarvoor wil vat nie, dat hulle blaatant daaroor jok, dan maak dit 'n mens briesend. Sjoe. Dankie vir die beriggewing daarvoor en daarvan, Dorien, en vir julle joernaliste wat daarom nog veg vir die waarheid wat moet seëvier. Dan oor na Suid-Afrika se padreëls wat gaan strenger raak, groot veranderinge wat kom in 2025. Ja, ek sien hulle wil nou weer daai puntesisteem inbring wat in ander lande gebruik word. Hulle wil nou die vir jou beboet en hulle wil die spoedbeperkings verminder, maar ek sien is maar net 10 km. So in 'n 60 km sone wil hulle dit nou 50 km maak en as jy dit oortree dan kry jy R1000 boete en so aan, soos jy kan sien op die skerm. En dan ook vir dronk bestuurders, weet as jy nie wil blaas in die pypie nie, kan jy ook beboet word. Jy kan ook punte verloor as jy 'n sekere hoeveelheid bloedalkohol vlakke het, want hulle wil nou geen alkohol meer toelaat nie. As jy op jou foon is terwyl jy bestuur, kan jy ook 'n boete kry en ek dink net al hierdie goed is glad nie uitvoerbaar nie. Dit is my persoonlike opinie. Ek weet nie hoe. Hoe gaan jy mense se gedrag op die paaie verander? Dit het al vir jare nie verander nie. Ek weet nie, so ek moet eerlik wees, ek het hierdie debat met iemand gehad vanoggend in die kantoor. Die 10 km/h wat jy nou minder moet ry. Vir my lê die probleem nie by die feit dat jy eweskielik 10 km/h minder moet ry nie. Die persoon wat 150 gaan ry in 'n 60 km sone gaan nog steeds 150 km ry, al is dit 50 km sone. So die probleem lê nie daarby nie. Die probleem lê by om die mense te straf wat die reëls oortree, om die mense te straf vir wat dronk bestuur, wat op hulle selfone is, wat 100 km vinniger reis wat hulle moet. Daarmee lê die probleem. Waar om die mense vas te trek vir klaar die reëls oortree. Daar nie verander die reëls nie. Die persoon by die reëls gaan nou gaan steeds by die reëls hou. Jy moet die mense vastrek wat nie by die reëls gaan hou nie. Ja, en dis sulke geringe veranderinge. Ek meen van 80 na 70 km/h of van nou mag ek Kaap toe ry, maar ek mag net 110 km/h in plaas van 120 km. Ek gaan lank ry. En ek weet nie of ek regtig minder van 'n gevaar gaan wees vir my medepadgangers nie. En ek meen al die voertuie wat ek sien wat oor 'n rooi robot ry byvoorbeeld, is in die oggende 4:30, 5:00 as ek werk toe ry, daar's niemand om daai boete te kom uitskryf nie. Ek gaan dit nie doen nie. So ja, ons moet meer verkeers mense op die pad sien en meer padblokkades. Ek meen dit lyk vir my hulle wil net weer geld maak. Ja, In plaas van om mense te stop en te sê, jy het 10 kilometer oor die spoed gegaan. Hou meer padblokkades. Ek onthou 'n tyd waar jy letterlik so bang was om 'n glasie wyn te drink as jy gaan uit eet, want jy het geweet by hierdie draai of by daai hoek of net verby die lughawe gaan daar verkeerspolisie wees wat jou gaan aftrek. En ek weet hier in ons metro doen hulle dit nie meer nie. Ek kan nie onthou wanneer laas ek in 'n padblokkade ingery het nie. Ja, die paaie is in elk geval so sleg, jy weet, mens moet in elk geval stadiger ry as wat jy moes. Die kans is nou net groter dat jy boete gaan moet betaal. So ek wil ook gevra het, lyk nie vir julle al te veel na net nog 'n geldmaak storie nie. Nietemin, ons gaan ten minste, hopelik gaan ons almal ekstra geduld kry om nou 10 km/h stadiger as gewoonlik te ry. Dan oor na 'n bietjie Hollywood nuus. Hollywood in die hof en ons het sommer 3 stories hierso wat interessant is. Ja, ons almal weet van Sean Puff Daddy Combs wat tans in die hof is vir baie ernstige aanklagte van sekshandel, van afpersing, mensenhandel
En dit draai tans in die hof. Sy voormalige meisie van 10 jaar het gister die getuiebank ingeneem en vertel hoe Sean Diddy Combs haar aangerand het. Ons het almal daardie video gesien wat CNN 'n paar jaar gelede aan die publiek vrygestel het, wat gewys het hoe hy haar geskop het en geslaan het. So hierdie gaan nog baie lelike dinge op die lappe kom. Inteendeel, daar word geen kameras in die hof toegelaat nie en ons het gehoor van hierdie freak-off partytjies wat Sean Diddy gehou het en hulle gaan nou van hierdie video speel in die hof want Sean Diddy Combs het na bewering hierdie goed afgeneem om mense af te pers. En die verdediging het gister gesê, maar hierdie is pornografie. Ons kan nie dit wys vir die jury nie. En die regter het gesê, nee, ons sal na hierdie beeldmateriaal kyk. Dit is belangrik om te sien vir konteks. So hierdie saak gaan ten minste nog 9 weke aangaan. Dis die een saak. Dan Gerard Depardieu, ek hou daarvan om sy naam te sê. Bekende Franse akteur, Gerard Depardieu. Hy is toe nou 'n opgeskorte vonnis opgelê vir seksuele aanranding. Hy het meer as 20 vroue wat hom al aangekla het, maar slegs 2 vroue se saak het in die hof gedraai en vir dit is hy 'n opgeskorte vonnis gegee en sy naam gaan op die sex offender lys geplaas word. Sjoe. En ja, dan laaste Kim Kardashian. Sy het gister gaan getuig in Parys in die saak 10 jaar gelede toe hulle haar beroof het in 'n hotel in Parys. Ek is seker julle kan dit onthou. Sy's vasgebind en met 'n vuurwapen gedreig en miljoene rande se juweliersware is van haar gesteel. Maar wat nou vir my interessant was van die storie is dat die beskuldigdes is pensionarisse. Hulle is 60s, in hulle 60s en in hulle 70s. Inteendeel, die een man is 71 en hy het 'n boek geskryf, 'n memoir oor hoe hy vir Kim Kardashian beroof het. Liewe aarde, so dit was amper half soos 'n mylpaal vir hulle om te kan sê, voor ek dood gaan ek vir Kim Kardashian beroof, nê? Nee? Net 'n Fransman wat dit kan doen. Hierdie mans het 'n kriminele rekord, so hulle het dalk gedink so vir oulaas, so voor ons aftrede, gaan ons vir nog 'n rodeo. Maar die een verdagte, sy getaway vehicle was 'n fiets. En hy het die sak met Kim Kardashian se juweliersware by hom gehad, toe die sak in sy speke beland en hy het toe so van sy fiets afgeval. En ek dink nie enige iemand sou onraad vermoed as 'n bejaarde man in Parys op 'n fiets rondry nie. Ja, wel, tensy daar nou uiteindelik juwele deur sy speke spat, dan sal jy begin dink, hierdie senior burger is dalk te ryk, nê, te ryk vir 'n dalder, te dik vir 'n dalder. Baie dankie Dorien, dis ongelukkig al wat vir ons tyd het vandag. Baie dankie vir jou insette. Jy moet 'n mooi dag hê daar in die baai. Bly ingeskakel vir nog groot ontbyt. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.